Ons blaai dan vanmôre in ons Bybels na Titus hoofstuk 2 en daarvan vers 11 af gaan ons saam lees. Titus 2 van vers 11 af. Ons het nog 3 boodskappe oor in ons reeks uit Titus. So vanmôre gaan ons stil staan by vers 11 tot 15 en dan vanaand Titus 3 vers 1 tot 8 en volgende Sondagoggend die laaste paar versies. Daarvan vers 9 af. Goed, Titus 2 vers 11. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. Tot daar lees ons saam. Baie dankie. Ons gaan net so bly sit vanmôre en dan gaan ek net kort vir ons die Here se seën vra oor die bediening van die woord. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre as gemeente by mekaar kan kom. Terwyl ek hier bo staan en kyk na al die gesigte, dank ek U vir elke geliefde broeder en suster. Ek dank U vir elke een wat vanmôre 'n helder, duidelike getuienis in sy of haar hart het van 'n dag in ons lewens toe die reddende genade van God aan my verskyn het. Daardie dag toe ek tot bekering gekom het. Daardie dag toe ek Jesus as my saligmaker kon aanneem en kon beleef en ervaar hoe U my uit genade kom red het. My die wedergeboorte geskenk het, waardeur U my van binne af herskep en nuut gemaak het, 'n nuwe skepsel in Christus. Here, ons wil bid dat U vanmôre die verkondiging van U woord in elke hart sal kom seën en dit heilig, en dat U in hierdie môre U kosbare doel in ons midde sal bereik. Ons bid vir die gemeente, ons bid in besonder vir die evangelisasie bediening, terwyl ons ook dan in hierdie oggend kon sien hoeveel mense beloon is vir harde werk, en ook hulle wat nie kans gesien het om die eksamen af te lê nie. Dit maak hulle nie minder belangrik. Ons dankie vir elke een wat aangemeld het en wat afgelope semester dan hierdie materiaal deurgewerk het. Ons dankie vir elke kosbare siel met wie daar die evangelie gedeel is die afgelope semester. En Here, daar wag vir ons nuwe mense, nuwe geleenthede vir die semester wat voor lê. En ons wil bid dat U in ons almal se harte sal werk, en U sê in Jesaja dat U die een is wat die ywer opwek. En ons wil bely vanmôre, Here, ons kan so maklik ons ywer in ons ywer agterraak. Ons kan so maklik ons ywer vir U verloor. Ons kan so maklik traag raak in die koninkryk van God. En dit het ons ook vanmôre gelees in vers 14. Jesus het homself vir ons gegee met die doel om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk, die gemeente, as sy eiendom te reinig, wat ywerig is in goeie werke. Kom wek U die ywer in ons midde op, Here, vir elke deeltjie van ons geestelike lewens. Maak U ons ywerig om die eredienste by te woon. Maak U ons ywerig om saam te bid by die bidure. Maak ons ywerig om nie ons stilte tye te verwaarloos nie. Maak U ons ywerig om
getuies van Jesus te wees, om by die kinderbediening betrokke te wees, om by die sangbediening betrokke te wees, waar ons ook al inskakel, wat ons ook al in die gemeente doen. Ag Here, kom en kom wek U die ywer in ons harte op, sodat die traagheid wat so maklik insluip, kan verdwyn en dat ons hierdie volk kan wees wat Jesus vir homself gereinig het. En as ons dan vanaand kom by die tema dat hoe kan ek 'n godvrugtige lewe in die wêreld lewe, dan kyk ons in vers 8 eintlik na die uitvloeisel van hoofstuk 2 vers 14 as Paulus sê, dis 'n betroubare woord en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. U verwag van ons hierdie ywer. Kom nou, o Heilige Gees, breek U vir ons die woord oop, maak U dit verstaanbaar en help ons dat ons nie net hoorders sal wees wat ons self bedrieg nie, maar daders van die woord, soos Jakobus ons ook aanvuur. Dankie dat ons dit kan bid in die kosbare naam van ons Here Jesus met danksegging. Amen. Ons kyk dan vanmôre na die bron van 'n godvrugtige lewe, die fontein, waaruit kry ons ywer en ons krag en ons lus om godvrugtige lewens te leef. Nou ja, verlede Sondag aand het ons dan stilgestaan by Titus 2 vers 1 tot 10 en dit het hoofsaaklik gegaan oor 'n godvrugtige gemeente. Hoe dat dit hier in ons midde, waar ons by mekaar kom, waar ons gemeente van Jesus Christus is, hoe kan ons hier godvrugtig wees? En Paulus het gepraat met die ouer manne, en die ouer dames, en die jong dames, en die jong manne. Hy het gepraat met Titus as die prediker, en hy het gepraat met die diensknegte, die werknemers in die gemeente. Hoe danig moet ons lewens wees? En die boodskap was baie duidelik. 'n Kind van God behoort anders te wees en anders te leef as die ongeredde wêreld daar buite. Dis die boodskap van Titus. Dit gaan van begin tot einde oor 'n godvrugtige lewe. En dan kom die vraag dadelik by 'n mens op, maar waar kom so 'n lewe vandaan? Waar kry ek so 'n lewe? Waarom leef 'n kind van God anders? Hoe is dit dat ons in ons die vermoë kan hê om nee te sê vir sonde en om te streef na 'n lewe van heiligheid en om gehoorsaam aan die Here te wees? Want as ons mooi dink, is dit 'n bonatuurlike werk van God in 'n mens se lewe. Geen mens wil van nature uit hom of haarself vir die Here uitstaan en vir die Here leef nie. En ons doen dit nie omdat ons bang is vir die Here en jy weet, ek is so bang die Here gaan dalk sterre uit die hemel laat val en dit gaan op my kop val en ek gaan dood wees as ek dalk nie vir die Here lewe nie. Dis nie die motivering waarom 'n kind van God 'n heilige lewe, 'n lewe tot eer van God, 'n godvrugtige lewe wil leef nie. Ons doen dit ook nie en ek dink in Paulus se briewe kom dit telke male na vore. Ons lewe nie vir die Here om daardeur gered te word nie. Ek kry so ek wil amper sê die arme Jehovah getuies, kry ek so jammer, want hoekom is hulle so in die strate? Hoekom is hulle so ywerig? Want hulle dink hulle moet iets verdien. Hulle moet iets bereik. Hulle moet die Here se guns wen, deur so aktief en so ywerig te wees. Die Bybel is baie duidelik dat ons lewe vir God, omdat ons uit genade gered is. Omdat ons die verlossing in Christus Jesus deelagtig geraak het. So wonderlik om dit te weet. Dink maar net aan Efesiërs. Efesiërs wat daar in die eerste 3 hoofstukke die genade van God
so mooi behandel. Ons het dit nou in die aanddienste, het ons dit deurgewerk en ons het aan die einde van Efesiërs gekom. Hy sê daar in hoofstuk 2 vers 1, ons was dood in ons sonde en misdade. En dis waar van elke mens. Elke mens word in sonde ontvang en gebore. Ons kan nie daarteen argumenteer nie. Ons kan nie by daardie feit wegkom nie. En ons is dood in ons sonde en misdade sonder die ingryping van die Here Jesus in ons lewens. Hy sê ons was sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld. En dan daardie twee mooiste woorde in Efesiërs 2 vers 4. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ook toe ons dood was in ons sonde en misdade, ons lewend gemaak. Dis redding, dis wat die Here vir 'n mens wil doen. Hy wil jou lewend maak in Christus. Hy is ryk in barmhartigheid. En dan eers kom hy in hoofstuk 4 vers 1 by die opdrag, wandel dan waardig die roeping waarmee julle geroep is. So, die woord kom nooit in verwag van enige iemand om reg te lewe nie. Die Here doen eers die groot werk in jou hart en in jou lewe van redding en dan die oproep om vir hom te lewe. En hier in Titus is dit presies dieselfde. Nou is dit baie interessant. Ons het verlede Sondag aand eintlik eers gehoor hoe moet ons lewe? Hoe moet die ouer manne en die ouer vroue en die jonger manne en die jonger vroue en die leiers en die diensknegte, hoe moet ons lewe? En dan kom hy in vers 11 en hy sê, want die reddende genade van God het aan almal verskyn. So dis eintlik weer presies dieselfde. Al het Paulus nou die volgorde omgedraai en eers die lewe geskets en dan by die bron daarvan uitgekom, is dit eintlik presies dieselfde. Die Here doen eers die werk en dan lewe ons lewens tot eer van sy naam. Nou, Paulus wys vir ons deur die inspirasie van die Heilige Gees op 4 wonderlike waarhede waarby ons dan kortliks vanmôre gaan stil staan. Die bron van 'n godvrugtige lewe. En die eerste is, die genade van God het aan alle mense verskyn om sondaars te red. Vers 11. Want die reddende genade van God het aan sommige mense verskyn. Dis presies hoe dit daar staan, nie waar nie? Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. So lief het God die wêreld gehad, die kosmos in Grieks. En die Woordeboek beskryf die woord kosmos so pragtig as hy sê, die geheel en elke deeltjie daarvan. Elke mens is ingesluit in God se liefde en in sy genade. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En die woordjie want wat ek eintlik reeds beklemtoon het, is baie belangrik om raak te lees. Paulus gee hiermee die rede vir alles wat hy in hoofstuk 2 vers 1 tot 10 met ons gedeel het. So met die ouer manne, die ouer dames, die jong manne, die jong dames, die leiers, die diensknegte, so moet julle lewe, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Dis waar die lewe in die Here begin. As die reddende genade van God nog nie aan jou verskyn het nie, miskien omdat jy tot hiertoe nog jou ore en jou oë daarvoor toegedruk het, dan is hierdie oggend weer 'n geleentheid, waar die woord van die Here so duidelik na ons toe kom, en ons van die Here Jesus Christus kom leer, wat sy lewe vir ons aan 'n kruis afgelê het, vir watter rede? Om sondaars te soek en te red.
Daar kan op geen ander manier geestelike lewe in 'n mens wees as deurdat Jesus jou uit genade gered het nie. Redding is die boodskap, die sentrale boodskap van die hele Nuwe Testament. Redding is die rede waarom Jesus na hierdie aarde toe gekom het. Die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. En elke mens word in 'n toestand van verlorenheid gebore. Ons word in sonde ontvang en gebore. En ons is van nature kinders van die toren. Ons is van nature bestem om hel toe te gaan. Ek wil tog vir u vra, u moet asseblief hierdie week baie vir my bid. Volgende Sondag aand het Flip Loods my genooi om weer 'n lewendige uitsending op RSG te gaan doen oor die tema ek twyfel in die hemel of ek twyfel in die hel. Dis om mense te help wat twyfel. Vra asseblief vir die Here wysheid, want die hemel en die hel is 'n werklikheid. Dis nie 'n mite nie. Dis nie iets wat iemand uitgedink het om kinders bang te maak nie. Dis 'n werklikheid. Dit is die eindbestemming van geredde en ongeredde mense. Hoe wonderlik, vriende, broers en susters, dat die reddende genade van God aan alle mense verskyn. Kan u sien waar begin dit? Dit begin weer by dit wat God vir ons gedoen het, vir elkeen van ons. As ek vanmôre hierdie boodskap verkondig, dan praat ek nie uit die hoogte asof ek nie 'n sondaar was of is. En asof die reddende genade van God nie ook vir my nodig was nie. As dit nie was vir 'n dag in Maart maand 1976, toe ek die voorreg kon hê om op my knieë te gaan en Jesus Christus aan te neem as my persoonlike verlosser nie, dan was ek vandag verlore. Dan het ek nie vandag die wonderlike voorreg gehad om te weet dat ek aan God behoort uit genade en dat ek sy kind is en dat hy my gewas het in die kosbare bloed van Jesus Christus nie. Die beginpunt van hierdie bron van die lewe wat Jesus ons kom gee, is niks anders nie as die reddende genade van God. En genade beteken, dis onverdiende guns wat God aan ons verleen. Ons verdien dit nie. Ons kan nie daarvoor werk nie. Ons kan dit nie koop nie. Ek kan nie hemel toe gaan omdat ek dink ek is 'n goeie mens nie. Niemand is goed genoeg om in eie beweging en uit eie krag en omdat ek so goed is, hemel toe te gaan nie. Hoor mooi wat ek sê. Niemand is goed genoeg om self hemel toe te gaan nie. Die reddende genade van God moet jou deel word. Jy moet op jou knieë kom, jy moet Jesus aanneem as jou saligmaker. Kan u dink dat God uit die hemel na ons gekyk het? In die toneel wat voor hom afgespeel het, is eintlik maar soos 'n klomp drenkelinge in die see, wat besig is om te vergaan. Ons koppe is al half onder die water, ons kom amper nie meer op na boontoe nie. En toe sê die lewende God, daar's net een manier. Ek moet my seun stuur, dat hy kan gaan sterf aan 'n kruis, sodat hy hierdie mense wat soos drenkelinge vergaan, aan die hand kan gryp en hulle kan uitlig uit die see van sonde, en hulle voete op die rots kan stel, en hulle die ewige lewe kan gee. Het jy al daardie hand van God na jou toe uitgereik gesien? Het jy al beleef dat die stem van God jou roep, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. Het jy daardie hand in geloof al gegryp, en kan jy vanmôre getuig, ek behoort nie meer aan myself nie, ek behoort aan my getroue verlosser, Jesus Christus. Uit genade het hy my gered, hy het my gewas in sy kosbare bloed. Ek dink nie ek kan dit duideliker maak
as wat ek dit nou gemaak het nie. Elke mens moet weet van 'n oomblik in jou lewe toe jy daardie reddende hand van God na jou toe uitgestrek gesien het en jy daardie hand in geloof aangegryp het en gesê het, hier is ek, Here, doen dit ook vir my. In die tweede plek, die genade leer ons om heilig te leef. Jy sien waar begin dit? Dit begin by redding. Waarheen gaan dit voort? Na heiligmaking. Titus 2 vers 12. Ek gaan net 11 weer lees, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons. Dit leer ons. Die reddende genade van God leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Baie mense dink, ek probeer my bes. Ek doen elke dag my uiterste. En dan gaan ek nou maar een dag, as ek daar by die hemelpoort kom, dan gaan ek my maar beroep op die genade van God. Dan gaan ek vir die Here sê, ag Here, wees tog maar vir my goed. Sien my tog maar oor. Dit is nie hoe God se genade werk nie. Paulus sê presies die teenoorgestelde. Hy sê, die reddende genade van God verskyn aan jou. Jy moet dit raak sien, jy moet dit omhels, jy moet dit jou eie maak deur geloof. Dan red God jou kragtadig, hy gee jou die ewige lewe, hy maak jou sy kind, en dan verander hy jou hart, om vir hom te lewe. Hy sê die genade leer ons, dit onderrig ons, dit voed ons op, dit vorm ons, dit rig ons af. Soos 'n vader sy kind opvoed, so voed die genade van God ons op, om vir die Here te lewe. En hierdie opvoeding, hierdie lewe wat die Here, wat die genade ons leer om te leef, sê die woord het twee kante. Wonder of u dit raak gesien het. Genade leer ons om nee te sê. Kyk, daar staan, en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon. Dis om nee te sê. Nee? 'n kind van God wil nie en kan nie meer leef asof God nie bestaan nie. Vrydagoggend toe die herlewingsbiduurgroepie saam bid. En ek kan nie onthou wie dit was nie, maar dit maak ook nie saak nie, ek sou nie die persoon se naam hier genoem het nie. Maar die persoon bid, toe kom dit by my op. O, as ons net weer 'n helder, duidelike begrip in ons harte kan kry van wie God is, hoe sal ons lewens nie verander nie? Hoe anders sal ons nie dink? Hoe anders sal ons nie doen? Hoe anders sal ons nie wees nie? Ja, die genade leer ons om te breek met sonde, met goddeloosheid, met wêreldse begeertes. Dit leer ons om nee te sê. Maar die genade leer ons ook om ja te sê. Ingetoe en regverdig en vroom te lewe in die teenwoordige wêreld. So dit is duidelik, die Here gaan ons nie uit die wêreld uithaal nie. Ons gaan nie na kerk 'n kerkraadsvergadering hou waar ons besluit ons verander hierdie kerkgebou nou in 'n klooster. Ons gaan hoë mure bou en ons gaan almal wat wil inkom nooi en hier gaan ons bly. Ons gaan ons afsonder van die wêreld nie. Nee, God wil hê ons moet 7 dae 'n week daar buite leef en daar moet ons lewens van hom getuig en dit is vanaand se boodskap. Hoe leef ek 'n God
vrugtige lewe in die wêreld. Paulus beskryf eintlik met hierdie woorde as hy sê om ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, dan beskryf hy eintlik daarmee die kind van God se lewe. Dis wie ons moet wees, dis wat ons moet leef. Ingetoe beteken met selfbeheersing. Daar's nie ander dinge en ander magte en ander kragte wat van my beheer het nie. Die vrug van die Gees is selfbeheersing, ingetoe. Regverdig beteken eerlik, opreg. My ja is my ja, my nee is my nee, en ek kan onderskei tussen reg en verkeerd, en ek staan vir wat reg is, en ek verwerp wat verkeerd is. En vroom beteken toegewy aan God. 'n Hollandse dominee kontak my 3 weke gelede, daar uit Limburg. Hy sê vir my, broeder Andrei, hier is heel veel Suid-Afrikaners in my gemeente. Pragtige mense. Mense wat getuig dat hulle die Here ken. Hy sê, maar wat gaan aan in Suid-Afrika? Want daar ontbreek 'n stuk toewyding by die mense. Almal van hulle. Hulle kom net kerk toe wanneer hulle wil. En hulle wil net eenmaal in 3 weke kerk toe kom. Hy vra vir my, het jy vir my 'n antwoord? Ek kan hom nie 'n antwoord gee nie. Ek weet nie wat is dit nie. Ek is jaloers op die Hollanders. Hulle kan tot 11:00 in die aand in hulle strate rondloop. Hulle hoef nie bang te wees nie, soos baie van ons mense bang is om in die aande uit te gaan nie. En dis hoekom hulle kerke seker in die aande vol is. Of anders is daar iets nie reg nie. Vroom, toegewyd aan God. God se genade verander my hele lewe, dit verander my, dit help my om nee te sê en dit help my om ja te sê. Dit rig ook ons oë op Jesus se wederkoms. Die genade rig ons oë op Jesus se wederkoms. Titus 2 vers 13 sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag. Is daar vanmôre 'n verwagting in jou hart dat Christus gaan terugkom in heerlikheid? Is daar vanmôre 'n uitsien om hom te ontmoet wanneer hy op die wolke kom? Of sê ons ook maar, ag, jong, daar word nou al soveel jare gepreek dat Jesus gaan terugkom en hy kom nie terug nie, so hy gaan nie terugkom nie. Ek dink is baie mense se probleem. Paulus sê ons het 'n verwagting, ons het 'n salige hoop van die verskyning van die heerlikheid. En hoor mooi hoe beskryf hy Jesus. Hoor mooi hoe beskryf hy Jesus. Van die groote God en ons verlosser, Jesus Christus. Daai is 'n beskrywing van die Here Jesus. Dis baie duidelik dat hy die groote God en die verlosser is. Was geen twyfel daaroor. As jy tot hiertoe getwyfel het, kyk wat staan hier, moenie verder twyfel nie. 'n Kind van God kyk altyd in 2 rigtings. Ons is amper soos 'n verkleermannetjie wat sy oë in 2 rigtings kan draai en in 2 rigtings op een slag kan kyk. Dis 'n kind van God. Ons kyk terug na Jesus se eerste koms. En as ek dink aan sy eerste koms en ek dink hy het gekom om vir my te kom sterf en sy lewe vir my te gee en op te staan uit die dood en die helse dood te oorwin vir my, dan vul dit my hart met dankbaarheid as ek terugkyk. Dit vul my met aanbidding as ek dink wat Jesus by sy eerste koms vir my kom doen het en vir elkeen van ons kom doen het. Hoe voel jy vanmôre oor die eerste koms van Jesus? Is dit maar sommer net 'n historiese gebeurtenis wat plaasgevind het?
Of besef jy vanmôre, hy het vir my gekom, hy het vir my gesterf. Toe hy uitroep, dit is volbring, het hy eintlik daardeur gesê, Andrei Bester se sondes is volkome betaal. Hy hoef nie 'n sent, niks verder te doen nie. Ek het vir hom alles gedoen en so kan jy jou eie naam ook daarby insit. Ons kyk terug en ons dink terug aan die eerste koms van Jesus, maar ons kyk ook vorentoe na daardie onbeskryflike heerlike dag wanneer die groote God en ons verlosser Jesus Christus op die wolke gaan verskyn en sy bruid na hom toe gaan roep. Ek dink die woorde wat hy gaan sê is die woorde van Openbaring 4 vers 1. Kom op hierheen, kom na my toe, sodat ons ook kan wees waar hy is. Paulus noem dit die salige hoop wat ons het. Dis 'n hoop wat my hart rustig maak, wat my vrede gee, wat my kalmte in my gemoed gee. En daardie woordjie verwag beteken om met verwagting en verlange uit te sien. Ek het al met u gedeel toe my ou boet in die weermag was in 1968 en ek was 'n graad 1 seentjie. Dan kom hy met pas van Walvisbaai af, dan skryf hy 'n brief, ons ontvang die brief, dan sê hy, op daai datum kom ek met 14 dae pas huis toe. Ek het daai oggend 6 uur al op die sypaadjie gesit en kyk, wanneer kom ou boet afgeloop in die straat. En ek het amper iets oorgekom toe ek hom sien, van blydskap. Is ons vanmôre so? Is dit ons verwagting, is dit ons hoop, dat Jesus gaan terugkom? Iemand het by geleentheid gesê, mense wat die koms van Jesus die meeste verwag, is die mense wat die mees toegewyde lewens aan hom op aarde leef. En dit bring ons by die laaste punt. Hierdie genade maak ons ywerig vir die Here. Dis 'n reddende genade, dis 'n heiligende genade, dis 'n verwagtende genade, maar hierdie genade maak ons ywerig vir die Here. En ons lees dit in vers 14, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk. Wil u weet wie's die volk? Hier sit die volk. Ons is die volk. Ons praat nie nou van ander mense nie. Ons praat van die gemeente. Ons praat van die kinders van die Here. Hoor wat het Jesus kom doen? Hoekom het hy vir ons as gemeente gekom? Hy het gekom om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as eiendom te reinig, ywerig in goeie werke, die dinge van die Here, dit wat hom behaag. Paulus beklemtoon hier 4 wonderlike waarhede en ek gaan dit net noem, ons tyd is verby. Hy sê om ons te verlos, hy het die prys aan die kruis betaal, om ons te reinig. Hy vergewe ons nie net nie, hy was ons silwerskoon in die bloed van die Here Jesus. Hy maak ons sy eiendom. Hy het ons gekoop met sy bloed, hy het 'n geweldige prys betaal. As jy die dag vir Jesus ja sê, en jy neem hom aan as jou verlosser, dan sê jy, Here Jesus, daardie bloed wat u gestort het u ook gestort om my te koop as u eiendom. Hier is ek. Ek wil u eiendom wees. Ek wil aan u behoort. Nie aan myself langer nie. Ek is u eiendom. En dan maak hy ons ywerig in goeie werke. Ek wil net beklemtoon, goeie werke red ons nie. Dit maak ons nie kinders van die Here nie. Ons doen dit omdat hy ons uit genade gered het. Dis nie die wortel van ons redding nie, dis die vrug van ons redding. Die bewys van ons redding. En hoe belangrik is hierdie boodskap, hierdie 4 gedagtes vanmôre? Wel, kyk na vers 15. Spreek hierdie dinge
Dis die dinge wat ons vanmôre behandel het. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie, Titus. Die gemeente moet hierdie boodskap aanneem. Dit moet ter harte geneem word. Dis 'n belangrike boodskap. Die boodskap van God se genade, wat die bron van ons hele lewe is. So wat is die bron van 'n godvrugtige lewe? Is dit ons wilskrag? Is dit ons goeie voornemens? Dit hou gewoonlik nie lank nie. Dis die probleem met alles wat uit onsself uitkom. Is dit ons godsdienstigheid? Nee. Dis enkel en alleen die genade van God. Sy reddende genade wat aan alle mense verskyn het. Sy genade wat ons leer om nee te sê en wat ons leer om ja te sê. Sy genade wat ons laat uitsien na die heerlike verskyning van Jesus Christus. Sy genade wat ons verlos het, wat ons gereinig het, wat ons sy eiendom gemaak het, wat ons ywerig maak vir die Here. Sal u vanmôre hierdie boodskap omhels? Sal u vir die Here vra, Here, help u my, dat dit deel van my lewe sal wees. As jy daar in jou stoel vanmôre sit en dit dring tot jou deur, ek het nog nooit Jesus as my saligmaker aangeneem nie. Wat keer jou om dit vandag te doen? Wat staan tussen jou en die Here? Wat staan in die pad? Moenie dat daar iets tussen jou en die Here staan nie. Kom vanmôre, kom neem vanmôre die Here Jesus aan as jou persoonlike verlosser. Moenie uitstel nie. Gaan hier uitloop en die voëls van die hemel gaan die saad wegpik, sê Matteus 13. Kinders van God, kom meld vanmôre aan, sê vir die Here, Here, hier is ek. Ek is deel van u eiendomsvolk, ek wil ook ywerig wees vir u. Ek wil nie voete sleep nie. Ek wil u nie halfhartig dien nie. Ek wil nie met 'n halwe hart die pad van die Here loop nie. Hier is ek, Here, volkome, my hele wese, uit dankbaarheid vir u. Amen. Baie, baie dankie, dierbare Here, dat u so genadig is met ons. Dankie dat die genade van God ons vrygekoop het. Ons u eiendom gemaak het. Here, help u ons, dat ons gemeente sal wees, wat vir u welbehaaglik is. 'n gemeente waaroor u glimlag, waaroor u bly is. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ag, liewe vriende, ek wil 'n uitnodiging aan u rig. As die Here vanmôre met iemand gepraat het, veral oor redding, en jy sit hier en jy's onseker in jou hart, ek is net bang ons laat hierdie geleentheid verbyglip. Wil jy my nie asseblief bel? Ek het 'n baie maklike nommer, 081 44 66 521. Ek wil graag by jou uitkom. Ek wil graag saam met jou bid, dat jy sekerheid kan kry, jy behoort aan Jesus, jy's uit genade gered. Sal u my bel asseblief? My nommer is ook op die afkondigings. Maak seker,